As hy vriende, goeiemôre. Ek sal net nou ordentlik groet. Kom ons begin ons sitplekkies inkry en dan begin ons met voorsang. En ek is net namens die sanggroepie gevra om so afkondiging te maak oor ons voorsang. Ons voorsang is reeds al 'n gewyde oomblik wat ons so in die erediens inbring en julle weet ons is baie informeel hier. En hier is mense wat baie lief is vir gesels en kuier. En dit is die eerste keer in die week dat julle mekaar sien. Maar kom ons, wanneer die voorsang begin, kom ons begin minder kuier en minder gesels en ons begin om ook die Here met die voorsang dan te loof en te prys. So ek raas nie. Ek vra maar net dat ons vir die ander wat ook graag aan die voorsang wil deelneem, net 'n ordentlike kans gee, want dan anders is dit 'n bietjie steurend as daar mense is vir die hele tyd kuier en gesels. Dis hy, kom ons sê welkom vir ons sanggroep. Een van hulle was 'n bietjie oulik gewees en dis al kry sy 'n drukkie altyd, ons is baie bly jy's terug. Draai in die hospitaal gemaak en julle is hier, ons sien uit om regtig heerlik saam met julle te sing. Ons bly so sit en dan daar gaan miskien een lied wees om te staan en dan sal ek net nou oorneem. Kom ons sing heerlik saam. Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moederlose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Verstaan, want hoe kan ek in woorde U verheerlik in my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moederlose siel. Halleluja.
dors mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. En ek bring aan U die Heer. Dalk kan ons nou staan vir die laaste enetjie. Julle het nou so lekker saam gesing, kan ons dit weer hoor? Leer my U wil, Heer, U loop met my. U potterbakker, met my die klei. Vorm en maak my, volgens U wil, op U vertrou ek, nederig sal. Wie stil en weet ek is die Heer, ek spreek en wil en golwe bedaar, ek sal in jou vertrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk, as ek dan swak is, maak my sterk. Wie stil en weet ek is die Heer, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. U gee die gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, breekbare kry, dat U my oral nuttig gebruik. Wie stil en weet ek is die Heer, bly waak en bid, volhard en geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Ons sê nou weer eens goeiemôre, goeiemôre. Nou kan ons bietjie saam gesels, baie hartlik welkom. Ek hoop dit gaan baie goed met julle. Môre kinders. Ja, sy. Lekker om vir julle hier te sien vanoggend. Dan moet ek net 'n aanduiding kry. Het ons kinderkerk? Hand op, kinderkerk. Is daar iemand vir kinderkerk, Bianca? Is daar iemand vir kinderkerk? Nie vandag nie. OK. Goed, dan gaan ons aan. Is jou
almal wat sy rappiespanne dit nie gemaak het gister, nee, hier is altyd welkom. Hierdie is nie 'n voorwaardelike plek nie. Ek is sommer net vanoggend baie lus om weer eens vir julle te sê, dankie vir 'n wonderlike gemeente, dankie vir wie julle is. Dalk het iemand nog nie vanoggend opgestaan en vir iemand anders te gesê, joh, jy is spesiaal en jy is wonderlik. Ons matrikulante wat hier is, julle is uit die aard van die saak wonderlik. En julle is baie brawer as wat ons is. Maar ons is daardeur, julle is daardeur, ons het julle in ons gebede. Maar baie dankie vir alles wat julle vir ons doen en beteken. Welkom en kom ons sien uit na 'n baie interessante en 'n baie praktiese boodskap vanoggend wat vir my op hierdie stadium ook baie beteken. Die Here gaan ons groet en ontmoet vanoggend uit Psalm 108. En daar lees ek die volgende, dat die Here se troue liefde is hoër as die hemel. Nee? Die waarheid strek tot ver verby die wolke. U, Here, is verhef bo die hemele. U, o Here, u heerlikheid is oor die hele aarde sigbaar en dit red ons. Met hierdie wonderlike woorde van die liefde van God wat altyd meer is as wat ons doen en dink, is dit vir my so 'n groot voorreg om julle almal groot en klein, oud en jong, almal te groet in die wonderlike naam van ons Here God, Skepper, sy Seun Jesus Christus en dan die kragtige werk van die Heilige Gees binne in elkeen van ons. Amen. Ons staan en ons sing 'n loflied saam met die musiekgroep. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans met God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo.
sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Woord Sal ewig staan. Wow. Sjoe, dis wat ons wil hoor net, Dominee. So 'n bietjie a cappella daarso. En julle kan dit mooi doen. Julle baie welkom hier in die einde van die jaar 'n reeks oor die hande van God. Dankie Erika vir daai mooi prentjie wat jy in die hande gekry het. Die hande van God. Wie van julle het nie al gevoel partykeer ek kan uit 'n kar uitklim en iemand gaan bymekaar maak. Gaan hom bymekaar maak. Nee. My hande op hierdie ou lê. Nou sekere mense het 'n breinprofiel wat maar net baie werk met wit en swart. Hulle is nie so buigbaar nie. Gewoonlik is hulle baie kort van draad. Maar as mense wat graag wil hê dinge moet reg gebeur. En as goed nie reg gebeur nie, dan is daar groot moeilikheid. Nou my breinprofiel is 'n hele paar jaar gelede so 2 of 3 keer getoets, boonbehalwe dat hulle niks gekry het nie. Het hulle gekry dat ek is nogal baie sterk op daai dinge ek wil dinge uitsorteer. So vroeër jare toe ek jonk was, sou ek uit die kar uit geklim het en 'n ou gaan voorkeer het wat sy sakkie eet goed nadat hy geëet het by die venster uit gegooi het. Ek sou baie graag plekke min of meer gaan afbreek het wat nie hulle musiek kan sagter sit nie. En ek het 'n paar keer my lewe amper verloor in die proses. So nou het julle weet, as ek dink oor God se hande op my, hoe dit my dissiplineer vandag om af te koel wat dit aan betref. Dis God se hande. Ek kan nie die liewe Heer wees en die wêreld gaan verander met my 2 gebroke hande nie. Ek maak droog in die proses, nee. Maar om te dink daaraan dat daar is God se hande, sit dit in God se hande. God se hande rus ook op ons. Daar is mense wat jou seer gemaak het met hulle kindertonge, wat ook al. Sit dit in God se hande. Ons gaan nie almal gryp nie en ons gaan nie almal mee wurg nie. God se hande. Boonbehalwe dat hy met ons besig is en ons vorm soos klei en ons foute wat ons maak vir ons uitdruk en uitvorm en uitknie, is dit wonderlik om te weet dit is in sy hande. Daar is 'n klomp verkeerd wat vandag in hierdie wêreld aan die gang is. Maar ek en jy is nou hier. En ons kan nie hier wees en gelyktydig wil ons Rusland se probleme gaan oplos nie. En die Midde-Ooste sin en ander probleme. God se hande wat op ons rus maak 'n enorme verskil en ek is baie opgewonde oor vanoggend se tema. Nou ons teksgedeelte kom uit Eksodus hoofstuk 4 en Eksodus hoofstuk 2. Julle, dis die wonderlike verhaal van die uittog met Moses en die Israeliete in Egipte en daar het kragtige goed gebeur, nê. Nee, ons gaan so 'n bietjie stil staan by die kragtige goed wat uit God se hand uitkom. Maar dan gaan ek net nou die tema vir julle deurgee. Die tema gaan nie oor die kragtige hand van God nie. Dit gaan oor die ander hand. Nou, voordat ons gaan saam lees, kom ons bid en vra die Here se seën. Here, dankie vir u hande en u troue sorg. Dankie vir die hande wat nog u woord oopmaak en blaai deur die lewende woorde, die Bybel wat lewe, wat vandag lewe, wat hier lewendig is. Ons mag dit met die prediking borduur. Ons kan daarvan kinderboodskappe maak. Ons kan dit met musiek en klank, want dit is dialoog. Dit is nie in graniet uitgekap nie, maar dit bly so kosbaar, want dit gee u wil deur, dit gee hoop deur, dit gee lewe deur. Dit is hoekom ons hier is vandag,
Dit verryk ons geestelik. Daar is niks wat jou so geestelik kan verryk as om hier te wees nie. Nie om te rus by die huis nie. Nie om te sit en televisie te kyk nie. Nie om iewers in 'n mall te gaan rondloop en geld uit te gee nie. Ons dink dit is ontspanning. Die rus geestelik is die hoogste vorm van verryking. En ons dien U ook op hierdie manier. So baie dankie daarvoor en daarom Here, vir ons wat hier is dit 'n wonderlike voorreg om voorbidding te doen en U seën ook te vra wanneer ons ook hierdie woorde wil laat lewendig word en laat dit iets doen en kom verander in ons lewe. En daarom bid ek, Heilige Gees, soos elke ander Sondag. En ek het maar elke dag bid. Kom doen meer as wat ek as mens kan doen. Dankie. Dankie, Heilige Gees, vir wat U in my lewe kom doen. Seën hierdie erediens en dit word opgedra nie net aan ons as gelowiges nie, maar aan die Here wat ons met ons hele lewe glo en vertrou. Amen. Nou hier is 'n interessante gedeelte uit Exodus hoofstuk 4 wat ek heel eerste mee wil begin. Exodus hoofstuk 2. Ons gaan net so 'n bietjie aan daarso. Exodus hoofstuk 2. Ekskuus julle, ek gaan so 'n bietjie heen en weer gaan. Net gou kyk, waar het ek nou daai wat het van my teksie geword waar die Here vir Moses roep. Iets het nou so 'n bietjie weggeval hierso, ek gaan dit nou kry. Kom ons lees Exodus hoofstuk 2 saam. Ek gaan nou daai ander teksie kry. En nou moet weet, die lig hier op my skerm is nie altyd so goed nie. Exodus hoofstuk 2. Nou, Exodus hoofstuk 2 speel af teenoor 'n geweldige klomp wonderwerke wat gebeur het in Exodus. Wonderwerke wat ek net nou so 'n bietjie meer oor gaan praat. Maar hierdie wat Moses in die mandjie weggesteek word, is iets anderste. Ons sien nie eintlik die manna in die kwartels nie, ons sien nie die water in bloed verander nie, ons sien hierdie iets anderste. En nou wil ek hê, elkeen wat 'n mamma is, en wat 'n pa is, en julle wat al babietjies, julle wat dalk nou babietjies het, hier is sommer enetjie voor, dink jou nou net hierin. Daar is 'n farao wat van hierdie baba seentjies wil ontslaa raak. Nee, hy wil hulle uitwis. En die enigste ding wat jy kan gaan doen, is om jou baba seentjie in die Nylrivier te gaan wegsteek. En nou weet ons, daar was hierdie jong Joodse meisietjie, Hebreëse meisie met die naam Jochebed. Sy het hierdie baba seentjie, hulle het nog nie geweet hy's Moses nie, nee. Al wat die ma geweet het, sy moet hom in die lewe hou. Maar julle, waar gaan steek sy hom weg? Sy het die seentjie in 'n mandjie gesit en daar neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gaan sit. Dink jy nou net? Gaan jy hom in die Nylrivier tussen die riete wegsteek? Voor dit, en dit is die teks julle wat ek nou net vanoggend nie gaan kry nie, maar ek gaan dit vir julle vertel. In Exodus hoofstuk 4, as die Here vir Moses roep, dan vra Moses nou daar, wat kan ek doen om vir Israel en hierdie Hebreërs te oortuig dat dit God is wat my gekies het om hulle uit Egipte uit te lei? Sê die Here vir hom, vat jou hand. En nou moet julle mooi luister, nee, dis waarskynlik die hand waarmee hy vroeër 'n Egiptenaar doodgeslaan het. Dan steek jy hierdie hand so onder jou mantel in. En dan kom hy uit. En toe sy hand uitkom, toe is hy so spierwit van 'n siekte wat melaatsheid genoem word. En die Here sê vir hom, nou steek hy hand weer onder die mantel in, haal hom uit. En hierdie hand is nou skoon en hy's gesond. Maar in sy ander hand, waarskynlik sy linkerhand, het hy 'n staf
En leiers in daardie tyd het met 'n staf geloop. 'n Kierie of 'n staf, dit het hulle laat uitstaan, hier is ons man, hier is hy. Hy is ons leier, hy is amper soos 'n koning, hy is 'n tipe priester. Hy is 'n geloofsleier, hy is ook 'n politieke leier, hy is 'n landsleier. Daai tyd was kerk en politiek een geweef. En met daai staf het die Here so baie keer vir Moses gesê, jy moet dit oor die water swaai, die water sal bloed word, dit sal in paddas verander, ensovoorts, die 10 plaae, dis met daardie staf, wat 'n pad oopgegaan het deur die Rietsee, 'n pad, vir 'n hele klomp, 1000 mense, om droogvoets deur te stap, nê. En dan ontdek ek die ander hand. Die ander hand wat moes skoonkom. Want jy kan nie net hierdie een hand hê met die kragtige goed nie. Die ander hand moet God se hand vashou, anders te gaan jy niks wees nie. Dis die ander hand. Die onsigbare hand, en julle, dit is hoe ek op hierdie tema gekom het, van die ander hand. Ons kan so bietjie, net so klein bietjie teruggaan, en daar's hy, die ander hand. Nou, die eerste skyfie wat ek saamgebring het, wil ek 'n bietjie stil staan by hierdie kragtige hand. Daar is teksverse in Deuteronomium 5, Exodus 20. As jy dit in Hebreëus lees, dan sê dit vir jou, jy moet terugdink, Israel, hoe God jou met 'n kragtige hand uit Egipte uitgelei het. 'n Kragtige hand. En as ek nou dink aan wat alles uit daai kragtige hand uitgekom het, dan sien ek die 10 plaae. Nou julle, ek is 'n groot natuurliefhebber. En ek het vir 'n hele paar jaar het ek aan die amfibie in die amfibie vereniging behoort, en dat ons geatlas, hierdie paddas wat in die teerpad spring, as julle gesien het, daar stop 'n kar skielik voor jou en hy spring uit in die reën om te gaan kyk wat 'n spesies is dit sou ek gewees het. Ja, ek is baie lief vir die goedjies en ek is lief vir die voëls en die skoenlapers en al hierdie diertjies, maar kyk, as jy nou 'n paddaplaag wil hê, soos wat jy gesien het daar in Egipte, dan dink ek gaan geen mens vir hulle lief wees nie. Maar ek het 'n oom geken. Luister nou mooi, wat het hy vir my gesê? Hy het vir my gesê, Dominee, as ek net een van daardie 10 plaae kan sien, voor my oë gebeur. Dit wat Moses gedoen het, hand ingesteek, hier sy is vol siektes, steek hom weer terug en hy's gesond. Ek is nou amper in die versoeking om te dink, die dokters wat hier in ons gemeente is, jy sal al lekker dokters gewees het nie, as jy hierdie goed kon gedoen het, daai kragtige hand. Maar dis wat die oom gesê het, as ek net een van daardie goed kon gesien het, raai wat sê hy vir my? Dan het ek nie meer nodig om te glo nie. As ek net een van hulle kon gesien het, dan het ek nie meer nodig om te glo nie. En dit het my jare lank bygebly. Was hierdie oom reg of was hy verkeerd? Maar vriende, wie van julle wat vandag hier sit, begeer nie om een of ander tyd die kragtige hand van God te sien nie? Wie van julle wat al met die rug teen die muur gestaan het, wat werkloosheid in die oë staar, wat nie kan bekostig om af te tree nie, wat gediagnoseer is hierdie afgelope jaar met ernstige kanker, wie van julle begeer nie die kragtige hand van God nie en sê, Here, kom net na my toe deur, kom net na my toe deur met een kragtige wonderwerk. En hoeveel van julle het nie al 'n dominee kom sien en sê, Dominee, ek weet nie of ek verkeerd glo nie, ek weet nie wat is verkeerd nie, maar die Here kom nie na my toe deur nie. En dan druk julle hierdie dominee redelik sterk vas op 'n teologiese vlak waar ek moet antwoorde uit, dis moeilike goed hierdie. Waar is hierdie wondertekens van die Bybel wat ons so gelees het? Oseane wat oopgaan, die Nyl wat in bloed en paddas en al daai goeters, waar is dit deur? Manna wat uit die lug uitval, kwartels.
Moses slaan teen die rots, water kom uit die rots uit. Sou dit nie fantasties gewees het nie? Waarom het daardie goed weggeraak? Wel, vriende, daar is 'n paar redes daarvoor. Nommer 1 is dat wonders en wonderwerke is God se voorreg en nie my en jou opdrag. Lees ons in Psalm 106 wat Dawid skryf oor hierdie uittog, dan sê hy skryf van daai Psalm, hy sê, dit was onverklaarbaar om te dink dat mense, ek lees hom, ons voorouers het in Egipte nie ag geslaan op die magtige dade van God nie, hulle het nie gedink aan God se dade nie, en hulle het weer gaan verkeerd doen. Daar was nie nog mense wat hulle rug so op God gekeer het, soos hierdie eerste voorouers van ons in hierdie verhaal van die uittog uit Egipte uit nie. Ten spyte van al daai wondertekens wat hulle gesien het, wat het hulle gedoen? Hulle het 'n afgod gebou van 'n dier wat gras vreet. En hulle het voor daai goue kalf neergeval en hom geaanbid. Nou moet julle ook weet, hulle was 400 jaar in Egipte. En God moes hierdie wondertekens doen om kragtig deur te kom om hulle uit Egipte uit te kry, maar dit was baie duidelik dat hy kon hulle uit Egipte uitkry, maar dit was 'n baie anderste storie en erg moeilik om Egipte uit hulle uit te kry. In die Nuwe Testament, in Matteus 12, sê Jesus ook iets oor wondertekens. Hy sê, die slegte en sondige mense wat nou lewe, wil die hele tyd 'n wonderteken hê en 'n bewys sien. God sal nie 'n wonderteken vir mense wys wat ongelowig is en twyfel nie. Hulle sal net een wonderteken sien en dit is die teken van Jona. Hy was 3 dae dood in 'n vis se maag en het hom uitgespoeg en Jesus het opgestaan uit die dood. En ek dink, en ek gaan net 2 opmerkings maak hier, net terwille van interessantheid. Ek dink dat daar is naas die opstanding van Jesus Christus geen groter wonder vir ons om aan vas te klou en deur hierdie lewe te gaan nie. En al is jy vasgekeer en jy is werkloos en jy het al hierdie dinge en jy vra, Here, kom net deur met 'n wonderteken. Die grootste wonder het reeds vir my en jou gebeur. En dit is sleg dat hierdie goed met ons gebeur, maar moenie dit erger maak en iets op God afdwing wat hy nie gaan doen nie. En nou gaan ek julle iets sê wat die Here vir my gesê het. Daar's nie 'n teksvers daarvoor nie. Daar's nie 'n teksvers daarvoor nie. Om ongelowiges te laat glo en wondertekens vir hulle te laat doen met 'n kragtige hand. Daar was 'n tydperk toe dit baie nodig was om dit te doen, maar daar is iets anders ook. En dis iets vir die ek sê dit nou vandag vir julle. Gaan dink daaroor. God sou enige iets doen om nie sy seun Jesus Christus prys te gegee het nie. God sou enigiets doen. Hy sou paddas op mense laat spring het. Hy sou water in bloed laat verander het. Hy sou swere op mense laat kom het. Hy sou 'n oseaan gemaak het deur 'n pad vir 'n klomp ongelowige mense. En nadat hulle die kalf aanbid het, het God weer vir hulle wondertekens gegee. Dink dit hoe hartseer moes dit nie vir God gewees het om te dink dat jy wys vir mense, hier is ek, Moses, hier is jou hand, ek wys dit vir jou, en dan hulle gaan doen nog steeds die verkeerde ding. Dis hoe erg die mens geword het na die sondeval. Maar God sal enigiets gedoen het om nie Jesus Christus prys te gee nie, maar julle na Jesus Christus is alles vir ons gegee om te glo. Ons het nie meer daai wondertekens nodig nie, en julle, ek het nie in my geloofslewe, vra ek nie daarvoor nie. Ek vra nie daarvoor nie. Ek vra nie vir die kragtige hand nie, en ek het dit al op televisie gesien, daar's predikers, as hulle hulle hande so oplig, dan sê hulle, fire on you, congregation. Dan val daai hele gemeente neer, en almal het gesien, wow! Ek dink nie dit is waaroor dit gaan nie. Maar na Jesus Christus, die opstanding uit die dood, die teken van Jona,
En die uitstorting van die Heilige Gees, die krag van God, is dit besig om deur te kom na elkeen van ons. Dit rus nou op sy kerk en op sy gemeente. En ons as gelowiges stap die pad, deur sy hoogtes en sy laagtes, en soms voel dit met jou rug teen die muur, en die dorings en die dussels wat steek en is seer, en ek weet hier is mense wat wil bid vir wondertekens, en Here, ag, lewer net daai koevert met daai maandelikse huurgeld vir my af by my deur, presies tot op die regte sent. Ek weet hoe ons as mens na sulke goed verlang. Maar wat van die ander hand? Wat van die ander hand? Daar is ook 'n ander hand, Moses. Die een wat ek eers moes gesond gemaak het, die een waarmee jy Egiptenaar doodgeslaan het, die hand van jouself en jou eie krag, waarop jy gereken het en staat gemaak het, ek moet daai hand van jou skoonmaak, sodat jy daai hand kan uitsteek en my onsigbare hand vashou, want dit is net so kosbaar, soos wat die kragtige hand van God is. Kinders, ek wil hê julle moet so bietjie saam met my gesels. En ek wil nou in die res van my boodskap terug bietjie stil staan by die ander hand, die onsigbare hand. Maar kom ons begin by die klein baba seentjie tussen die riete. Met ander woorde, as ons die Bybel lees, dan lees ons nie net van wonderwerke en die kragtige hand van God nie. Ja, God het dit gedoen en hy kan dit sekerlik nog doen. Maar ek is die laaste op aarde wat gaan dit beveel, wat dit gaan afdwing en afforceer en sê fire on you, en as ek my hande opsteek, dan gebeur die dinge. Daai voorreg is God se alleen. So ruk gelede, en ek het julle dit vertel, was daar so klomp struikelblokke in my pad. En ek 'n oggend opstaan, binne 24 uur, is al 3 struikelblokke vir my verwyder, sonder dat ek 'n vinger verroer het. Dan prys en loof ek die Here, hy het deurgekom vir my. En is wonderlik as dit gebeur, maar ek gaan dit nie 'n resep maak in my bediening en my prediking nie, want dit werk nie so nie. En is hier van julle wat gaan vir my sê, ek het 4 jaar lank gewag vir iets, en die Here het deurgekom. Moenie laat hierdie dominee vir jou probeer verklaar hoekom ons partykeer so lank moet wag nie. Moenie laat ek vir julle probeer verklaar hoekom is dit partykeer so verskriklik moeilik om te glo nie. Maar ek weet net dat die oom wat gesê het, wys my een plaag, en ek hoef nie meer te glo nie, was toe verkeerd. Wys my een plaag en ek hoef nie meer te glo nie, was verkeerd. Want Hebreërs 11 sê vir ons, geloof is juis om vas te hou aan die ander hand. Die een wat ons nie kan sien nie. En nou kinders, wil ek hê julle moet saam met my praat. Hier is 'n mamma met 'n babietjie, hier sy hier voor. Ons steek daai klein seentjie 'n hele paar duisend jaar gelede in die Nylrivier weg, daar in Egipte, tussen die riete. Uit vrees dat die Egiptiese soldate hom in die hande gaan kry en hom gaan doodmaak. Sien ons hier 'n pad deur die Nylrivier? Nee. Sien ons hier manna in kwartels uit die lug uitval vir hierdie gesin? En vir Jogabed, die sissietjie, wat haar boetie moet oppas tussen daai riete? Nee. Sien ons hier water uit 'n rots uitkom? Sien ons hier fire on you, klein Moses? Nee. Maar ek sien iets anders, kinders. Kom. Wat dink julle swem daar in daardie Nylrivier rond? Eerste een, hand op. Wat se goed? Hoor hom. Wat was dit? Krokodille. Is dit reg gehoor? Verseker, waar dink julle kom die krokodil in sy naam, die Nyl krokodil? Nare oerdier. Met sy wrede tande. En as jy nou nog in die Egiptiese godsdiens ingaan, dan was dit nog 'n afgod ook. Die Nylrivier was 'n afgod. En die krokodil was 'n afgod van vrugbaarheid. Wat swem dan nog in 'n Nylrivier rond? Kom aan. Wat is goed? Alright, nou, visse, daar's definitief visse.
Maar ek dink nie hulle is so, dink aan ander diere wat 'n baba seentjie en 'n mandjie kan seermaak. Ek dink die visies is daarom redelik rustig. Tensy jy daar piranhas was. Ken jy piranhas? Hulle het seker tande, diervisse. Goed, ander dier, nog 'n dier, daarso. Maar my alle wêreld, julle slim. En nog een? Verseker slange. Julle, was die seekoei 'n afgod van die Egiptenare? Verseker was dit 'n afgod van die Egiptenare. Seekoei was ook 'n afgod van vrugbaarheid. Die slang, die slang, sy het op die farao se hoofdtooisel gebruik, haar naam Amon-Ra. En hy het gesê, haar gif het al die lewe gemaak. Alles wat ons sien, het sy gemaak. En die rivier is 'n god, en hy is vol vrugbaarheid. Julle diere met tande, gevaarlike goed. Hoe het Moses dit oorleef? As dit nie was vir die ander hand van God nie. Daai onsigbare hand, wat hom tussen die krokodille en die afgode en die seekoeie en die slange deur die riete tot 'n seekoei sy ou groot rug opgelig het en 'n golf gemaak het en hy uitgespoel het teen Egiptiese meisies wat in die rivier kom swem het. Daar spoel hy vas. Kan julle dink hoe Jochebed se hart nou geklop? Tot nou toe kon ons hom wegsteek. Wat gaan nou gebeur? Hoe het dit gebeur dat hy nie doodgemaak is nie? Hoe het dit gebeur dat hy in die farao se paleis groot gemaak is? En dan maak hy droog en hy slaan die Egiptenaar dood en die Here sê, nie jou eie hand nie Moses, die ander hand, maar ek gaan jou 40 jaar in die woestyn hou, sodat jy van die ander hand moet leer, want jy sien, die woestyn se dieet is die dieet wat jy op jou knieë hou, die dieet van genade, die dieet waar jy nie anders te kan as om te hoop en te glo in die dinge wat jy nie kan sien nie. Julle sien, dit is maklik vir ons om aande 'n tafelgebed te doen as die kos op die tafel is, maar dit is 'n ander storie om 'n gebed te doen wanneer daar nie kos op die tafel is nie. Julle, dit gaan oor die ander hand van God. En ek wil vir julle vanoggend sê, ek was nog nie by die Rietsee nie. En God het nog nie vir my 'n pad deur die see oopgemaak nie. Ek het nog nie hier teen 'n muur geslaan en vir die gemeente toertjies gewys en hier kom water uit 'n rots uit nie. Dit het ek nog nie gedoen nie. Ek sou so graag die hele KwaZulu-Natal wou omkeer met 'n paar van hierdie wondertekens. My hand hier insteek, sien en hier is hy vol siekte en weer en hier is hy gesond. Sou dit so graag wou gedoen het. Die uittog van Egipte en die 10 plaae het nog nie met hierdie dominee gebeur nie. Maar weet julle wat het met hierdie dominee gebeur? En ek reken, dit gebeur met julle ook. Ek was al Moses in die mandjie. Ek was al Moses waar die krokodille se tande baie naby aan my lewe klap. Ek was al tussen doodsgevaar. En ek was ook 'n seentjie in die doodsgevaar van die sonde en op soek na die ander hand. Die ander hand van Jesus Christus met die spykers in om my te red van die grootste krokodil en seekoei, die sonde. En nou wil ek hê jy moet ook daaraan dink, hoe het ek en jy gekom vandag tot hier, op hierdie punt, op hierdie tyd, op hierdie sitplek, vir hierdie boodskap vanoggend, in die suidkus van 'n land in Afrika, met die naam van Suid-Afrika in die provinsie KwaZulu-Natal. Hoe het jy hier gekom? Ek sê baie dankie vir die kragtige hand van God, en mag hy dit gebruik wanneer hy wil. En hy het dit reeds gebruik met Jesus Christus en die opstanding uit die dood, en ek sê, halleluja, amen daarop. Maar wat van die ander hand? Hoeveel keer was jy nie al amper dood nie?
Nou die dag vertel Erika vir my, dit was splitsekondes. En sy was voor die neus van 'n vragmotor verby. Ek het dit oorleef. Voordat ek 5 jaar oud was, my pa was 'n groot voëlboer. Saam met hom geloop altyd as hy voëls kos gee, toe sien ek hierdie heerlike groen water, waarin 'n paar eentjies geswem het. Maar dit was toe nie kriemsoda nie. My ma sê, hulle het my gegroet. Ek raai vuil water gedrink. Dokters het gesê, kom hospitaal toe. En ek het op 'n hart- en longmasjien beland, ek was nog nie eers 5 nie. Hoe het ek deur hierdie lewe gekom, sonder die ander hand van God, en dan kom daar tye wat ek twyfel en kwaad word vir God, want hy doen nie die wondertekens wat ek graag wil hê, hy in my lewe vir my moet gee nie. Ek was in die weermag gewees. Die bomme het links en regs geval in daai tyd op die grens, is 'n hele paar ander ouens dood. Dan kom ons op universiteit en ons is roekeloos, soos wat ons manne seuns op universiteit. Ek het altyd gesê, daar's iets wat gevaarliker is as 'n tiener binne in jou huis en dis een buite jou huis. Hele dan het ons nou 'n bietjie gekuier en gerappie. En dan sê daar 'n paar manne wat sukkel om hulle esse mooi uit te spreek. Kom ons klim nou in. Nou gaan ons die stad rooi verf en jy saam roekeloos, saam met daai ouens in daai toestand in 'n kar geklim. Later lees jy, ander is dood, maar ek is hier. Ek is deur die slange en die krokodille het ek gekom tot vandag hier. Dankie vir die ander hand van God. En nou wil ek afsluit. En ek wil vir jou vra vanoggend, watter hand van God is die belangrikste, is die beste, is die sterkste? Die een wat die wondertekens kan doen vir jou? Die een wat jou kanker kan wegvat? Die een wat jou bankbalans in 'n oogwink kan laat verander? Ek wens ek kon dit vir julle doen. Die Bybel sê vir ons, honderde duisende mense het die kragtige hand van God gesien en 'n dier gaan bou wat gras vreet en hom aanbid. Jesus sê in Matteus 12, klein en ongelowige mense soek die hele tyd na kragtige wondertekens. As ek vandag moet dink aan die ander hand van God, die onsigbare een, wat my deurgebring het tot vandag hier, dan val ek op my knieë neer en ek kan bid nie 'n goue kalf nie. Al twee hande van God is ewe sterk en ewe kosbaar, en ek dink dit is nog meer kosbaar om te dink, hoe het ek en jy deur die lewe gekom tot vandag hier? Dankie Here vir daardie hand. Onthou toe Jakob met die engel geworstel het, net toe hy klaar is en hy die plek die huis van die Here genoem het. Onthou wat staan daar geskryf? God was toe al die tyd hier en ek het dit nooit besef nie. Dis wanneer die onsigbare hand van God werk. Ons gaan lees die boek Rut. Die naam van die Here verskyn nie een keer in die boek van Rut nie. Maar as jy aan die ander kant kom en jy lees hom tot in Matteus 1, kan jy nie anders as om te sien hoe die onsigbare hand van God hierdie heidense vroutjie in die Joodse kultuur laat beland. Sy word die ouma grootjie van Jesus Christus. Die onsigbare hand van God word nie altyd uitgespel in die grootste beeldmateriaal, woordkuns van predikers, dik boeke met die regte tipe van titels ensovoorts nie. Die onsigbare hand van God werk nou waar iemand op die naad van sy rug lê in die ICU. En die onsigbare hand van God werk waar mense met hulle rug staan, hulle rug teen die muur staan as gevolg van finansies en ander probleme, waar jou kinders besig is om te skei ensovoorts. Kan ons die hand van God vertrou dat die slegste goed, ook die dood en die tragedies, en die egskeidings en die werkloosheid en alles wat seer en pyn is, deel is van 'n groter storie.
As ook vir Jesus gevra toe in die kruis gehang is, kom, doen vir ons 'n krag vertoon. En verlos Jouself van hierdie pyn. Kom van die kruis af. Dan sal ons almal glo. Hy het dit nie gedoen nie. 3 dae later het die kragtige hand van God soos oor Egipte weer tevoorskyn gekom en Jesus uit die dood uit laat opstaan. En weet julle wat? Vandag is daar 2,4 biljoen Christene in hierdie lewe. In hierdie wêreld van ons, hierdie lewe van ons, hierdie wêreld. 2,4 biljoen. Jy sien uit die broosheid, daar waar ons babietjie is, tussen die riete, tussen die krokodille en tussen die seekoeie, dis daardie broosheid bring partykeer 'n geloof verder as die kragvertonings. Mag ons weer die ander hand van God ontdek. Mag jy vandag dankie sê vir 'n handvol gawes en talente. Hier is baie in hierdie gemeente. Selfs die manne wat Vrydag aand kom braai het raak gevat. En ook ons wat aan die projek deelgeneem het, kan maar net dankie sê vir die onsigbare hand van God, want ons weer sien, toe ons ribbetjies en ons chippies te min. Ons is mos nou nie 'n professionele restaurant nie, en ons vra om verskoning vir enige iemand wat dalk 'n ribbetjie of 'n chippie te min gekry het. Maar die Here het ons deur dit gevat, en ons het dit daar gesien, en hoe wonderlik is dit nie om dit te sien nie. Maar wil jy nie dankie sê vir dit wat jy met jou hande kan doen? Hier is 'n raakvat mense, vroue diens, manne diens. Hier is gawes en die talente, hier is wonderlike goed. Dankie Here daarvoor. Dankie vir die voorbidders in die gemeente en die mense wat so hard en duidelik sigbaar glo. Mentors is vir my en alles. Ek is wonderlik dankbaar daaroor. Maar vir die res van jou lewe, vir die res van die jaar, vir die res van 2024, vir alles wat jy oor onseker is, môre wat jy nie helder duidelik kan sien nie, vir almal wat kwesbaar is en broos is, kom ons steek vanoggend, kinders, kom ons steek die ander hand uit. Die een van God wat ons nie nou kan sien nie. Maar as jy jare later kom by 'n ander ouderdom, gaan jy presies doen wat ek vanoggend gedoen het. Here, hoe het ek hierdie aardse reis oorleef? Soos Moses in die mandjie. En dan moet ons nooit vergeet dat God hom ook gaan wegsteek het tussen die gode van Egipte. Hoe baie keer wil ek en jy nie wegkom van die ou wêreld en sy moeilikheid en die afgoderye en die goed nie. Nee. Die Here steek ook sy Christene weg tussen die gode van Egipte, want dit is daar waar hy met ons op pad is, en dit is daar waar hy jou wil hê. Kom ons bid saam, en dan wil ek hê ons moet kyk na 'n videoklippie van, ek dink dit is die mooiste, is die hand van Jesus Christus wat ons wink. Dit kom uit die Matteus film van Regard van der Berg. Kom ons raak net so oomblik stil. Here, ons as 'n geloofsgemeenskap wil kom dankie sê, heel eerste vir wie U is. Dankie dat U net een hand het, maar ook die ander hand. Die hand wat behoort aan Hom, wat nooit sluimer en slaap nie, en ons oppas, en ons deur hierdie lewe gids. Dankie Here dat U ons in hierdie gidswerk gelei het tot by Golgotha. Want wie daar van Golgotha af wegstap, kry die grootste wonderteken van alle tye. Dankie daarvoor.
Dankie Here vir al die ontberings wat ek al oorleef het. Om my te kon bring op die minuut en die sekonde op die regte plek vandag hier. En ons sê dankie vir daardie ander hand. En nou Here, vergewe maar ook dat ek soms die ou grootste twyfelaar is. En dat ek soos Petrus sink, waar ek veronderstel was om op die water te loop, want ek kyk weg. En ek kyk na my omstandighede, en ek kyk na my eie hande, en ek kyk na my eie voete, en dan sink ek. En dankie Here dat U so lief is vir twyfelaars en sukkelende gelowiges soos ek en al die ander. Maar hier is my hand. En as daar nog 'n bietjie vlekke op hierdie hand sit, vlekke van twyfel, vlekke van teleurstellings, vlekke van wanhoop, liewe Heer, dan steek ek dit in U wonde en maak dit vir my skoon, sodat dit 'n hand kan word wat weer aan U ander hand vasgryp om deur hierdie lewe te kom, en môre en oormôre. Hier is my hand. Neem my na U vaderland. Amen. Kom ons kyk daai video insets. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Die ander hand. Kom. Volg my. Baie dankie. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met 'n offergawe. En dan terwyl die dankoffer opgeneem word, is daar so 'n hele klompie afkondigings wat ek net onder almal se aandag wil bring. Vriende, heel eerste baie dankie vir die ondersteuning Vrydag met die ribbietjies. Dit was regtig baie
wonderlike projek vir iets splinternuut in ons gemeente en dit is dat manne kom nou saam en dit gaan nie die laaste keer wees nie. En ek het net gedink, alle eer aan die Here, maar kom ons gee vir hierdie manne ook 'n lekker handeklap. Ek dink hulle het goed gedoen. Baie, baie dankie. Dan, julle moet julle nou dophou, ons gaan nou in November maand in November maand is Silverkring se afsluiting. So dit is 'n belangrike enetjie om so lank vas te knoop, Silverkring se afsluiting, die vrouediens, dink ek is die 16de November, is daar 'n vrouediensvergadering, daar kom 'n hele herverkiesing van leiers, en ons sal teen daai tyd baie dankie sê vir die wat voorgeloop het, maar dit is op 'n Saterdagoggend en dit gaan sommer baie wonderlike geleentheid wees daai. Baie dankie vir julle almal. Dan wat die kategese aanbetref, gaan ons nou 'n tyd in van die jaar wat ons so 'n bietjie dit anders te wil doen. Nommer 1, ons het 'n ontsettende omvattende kursus gedoen oor jeug en julle sal sien dat ons sukkel reg deur die land en reg deur die wêreld sukkel jeugbedienings. Ons sukkel met sonnaarskool en ons wil hierdie tyd gebruik op Sondag om oor hierdie kursus te praat en te kyk wat wys die Here vir ons, want dit was so fris kursus, jy kan nie dit vir iemand oorvertel nie, jy kan nie alles doen wat hulle daar gesê het nie, of gaan probeer doen nie, maar ek vra regtig voorbereiding vir ons, en dan die res, Bianca, is ek reg, die res van die sonnaarskool gaan begin oefen, dis kleuterrepetisietyd vir die 1 Desember, het ons die Kerssangdiens, waar die kinders rolle gaan speel, hier gaan allerlei dinge gebeur, die kore gaan optree, en die hele gemeente is welkom om dit te kom bywoon, maar onthou nou net, daai groot woord in Afrikaans, die genre is vir jong mense. Julle gaan nie hier stille nag in so Helder Somer Kersfees sing nie. Dit is ander, dit is Hillsong, is die tema musiek, waarop die kinders dan hulle opvoedings gaan doen. Maar dis een van die goed wat uit die kursus uitgekom het. Kinders moet in die kerk 'n plek en 'n geleentheid kry om nie net te sit en boodskapies te hoor nie, hulle moet dinge kom doen. En hier kom hy, die 1 Desember. Ons gaan op die 17de November, gaan ons as gemeente ons Kersliedere sing by 'n oggenddiens. Daar gaan dit stille nag en Helder Somer Kersfees wees, so dit is dan die 17de November, knoop hom vas. Dan dink ek het Bianca ook gevra vir hierdie Kers sangdiens wat die aand is, leë 2 liter en liter koeldrankbottels, wat hulle mos nou so afsny, waar hulle die kersse dan insit, en dan mors dit nie die was op die matte ensovoorts. Julle ken nou julle storie. So bring 'n bietjie daai leë bottels, moet hulle nie weggooi nie. Ons gaan hulle hier baie nodig kry. Dan het Roelof vir my gevra, het 'n hele paar mense na hom toe gekom en gesê, lei ons op met klank, multimedia, kamera werk, alles. Hy het 'n groepie begin, hy het julle nommers daar opgesit, hy probeer julle in die hande kry, en niemand praat saam nie. So, hy weet nie meer wat om te doen nie. Wil julle nie almal wat julle hande opgesteek het, selfs nuwe mense, as ons 10 mense daar kan kry om daar te help, nee Elbie, dit sal feestelik wees, daar kom 'n kursus met 'n diploma, en as hulle vir my vra om te teken, dan maak ek dit 'n graad. Maar in elk geval, gemaak 'n draai by Roelof of by Elbie, sorg dat julle die regte nommers het, dalk die nommers verkeerd. Ek het net vir hom gesê, ek sal weer hierdie afkondiging, sal ek weer vir 'n slag hier inbring. Baie hartlik geluk aan almal wat verjaar, ander herdenkings, kosbare goed in julle lewens, soos huweliksherdenkings ensovoorts. Ons as gemeente en kinders wat verjaar, en almal wat eksamens skryf, ag, kom ons gee net vir julle en julle braafheid en julle ouers en almal, sommer net, dit is vir my lekker om te sê, kom ons gee vir almal 'n lekker handeklap, asseblief. Dan as jy 'n nuwe intrekker is, gemaak 'n draai by Leon. Leon is die enigste een met 'n baie unieke tipe baard, en 'n balkie en alles. Hier is 'n kantoor, hier aan my regterkant gaan by die moederskamer in. Daar is 'n vorm om te voltooi, nuwe intrekkers, maak 'n draai by hom. Die res van julle kan 'n koffietjie drink. Ons vra om verskoning, is daar nog so bietjie, dit ruik na die Spur en na chippies en so aan, maar dit is nou maar hoe dit is. En drink 'n koffietjie, die van julle wat haastig is, gaan kuier lekker, geniet julle Sondag.
Die kinders, julle moet kom oefen. Julle wat gaan rolle speel. Ek weet nie wie gaan die kameel of die donkie wees nie. Maar kom en julle gaan oefen en dan die res. As daar enigiemand anderste is wat saam wil gesels en kom saam dink met jeug en die pad vorentoe, is jy baie welkom. Gryp 'n koppie koffie, ek en Sonja gaan hier in die konferensielokaal sit en ons gaan solank begin voorberei wat dit aanbetref. Baie dankie. Julle 'n wonderlike week vir julle toegewens en baie seën vir alles wat julle gaan aanpak. Kom ons staan vir ons slotlied. Sou die oor die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugte oorde wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en redes in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag. Hy laat my loop vooruit die opgaan. Hy laat my vas en veilig staan. Sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugte worde wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag. Hy laat my loop vooruit die bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die ander hand van God, die een van liefde en genade en beskerming, van hoop en geloof, vat jou hand en stap saam met jou alles in wat vir jou voorlê. Mag sy hand vir jou 'n seën wees. Mag jy verder as sy hand kyk en sy aangesig sien, wat oor jou skyn en jou versorg. Amen. With every step
I surrender. I surrender all. With all my life and all my needs, all my ways